Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdae-aande Bybelbespreking. Ja, weer terug in hierdie koue winter, Hendrie, wat doen jy aan my? Dis daarom beter vanaand as gister. Ek's bly dit was nie gister nie. Gister was bietjie buite rag gewees. Ja, en weet jy wat, nou as jy by die huis kom en jou vrou gee jy dieselfde gesindheid, nee, ek maak 'n grap. En dan loop ek met 2 dubbele blou oë hier rond hoor. Ja, maar nou weet ek hoekom het ek nie koffie gekry vanaand nie. Ja. Maar Ja. pastoor, ons is terug. Ek dink is deel 5 as ek reg kan onthou van die vrug van die Gees. Ja, Hendrie, ja. En ek dink hierdie is ook 'n baie, ek wil nie sê meer belangrikie, maar ek dink hierdie is 'n fundament waarna ons moet kyk. En dit is soos jy sê getrouheid. Die vrug van die Gees wat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en dan die ander een daarna is nederigheid. Nou getrouheid hier beteken in die eerste plek getrouheid aan die drie-enige God. Blou getrou tot die dood toe en ek sal vir julle die lewe as kroon gee, Openbaring 2 vers 10. En die woord sê vir ons ook, die Here sê gehoorsaamheid wat getrouheid is beter as 'n dankoffer. Ja. En die vraag wat ons moet vra, aan wie is ek en jy getrou? Aan wie bewys ons getrouheid? Absoluut. As ek so na die kerke van vandag kyk, die moderne kerk, en ek sê dit baie keer, en ek sal dit vanaand weer sê, die grootste kerk op 'n Sondag is die mol. Ja. Hulle is baie getrou aan daai wimpie, die spur en daai goed. Kyk, hy mis nie sy afspraak op 'n Sondag nie. Maar getrouheid aan God, en hier's die belangrikste element, getrouheid aan God Ja. is 'n groot gebrek. Nee, definitief, pastoor. Ek het dit ook hierso wat ek gesê het, die woord getrouheid verwys na betroubaarheid, loyaliteit en standvastigheid in jou verhouding tot God en ook met ander mense. Ja, Want kyk, dit beteken ook om beginselvas en opreg te wees in woorde en in dade en om jou beloftes na te kom en om standvastig te bly in jou geloof en morele integriteit. Ek dink dit is baie belangrik vir ons as kinders van God. Dis soos wat pastoor ook sê, ons moet standvastig wees in ons morele standaarde met ons verhouding met God. En mense gaan kompromieë aan met dit deesdae. Hulle het nie daai getrouheid meer nie. Dit is hoekom, soos wat pastoor sê, beland die mense nou in die malls en op ander plekke, want hulle is nie meer getrou aan dit aan wat hulle moet getrou wees nie. ja, Hendrie, en om te sê ek is 'n kind van God, moet ek getrou wees aan die reëls wat God vir my gee. En die reëls van God word vervat in die woord van God. En jy het nou 'n ding gesê, ons wil kompromieë maak. As jy eers begin kompromieë maak, dan kan jy sê ek is getroud aan die woord van God. Ek bewys my getrouheid uit aan my leefwyse, getuig van dit nie. Want wat het ons as mens kom doen? En jammer om te sê, daar's baie kerke wat nou aangepas het by die mens. Ons kan nie aanpas by die mens nie, want dan is ons nie getrou aan dit wat God van ons verwag nie. Ek en jy word gemeet aan hoe getrou ek en jy bly aan die waarheid en dit wat ek en jy aan die gemeente oordra, dit wat ek en jy uitstraal vir die gemeente. Dit moet 'n bewys van getrouheid wees tot eer en liefde vir die God wie ons aanbid. En wanneer ons eers kom en ons wil sonde begin goed praat en ons wil sonde aanvaarbaar maak, soos wat in die moderne samelewing van vandag aan die gang is, dan is ons nie meer getrou in die waarheid nie. Absoluut. En soos wat ek ook gesê, dit het ook om getrou te wees is ook jy moet morele integriteit hê. Ja. En ek en nou eendag so 'n bietjie van 'n debat gehad oor dit waar ek en hy verskil het. Ek glo God het nog nooit moreel verander nie. Amen. Want as God moreel verander het, sou sonde reg gewees het. En sonde is nie reg. Dit is nog steeds verkeerd om te steel. Dit is nog steeds verkeerd om op jou vrou te verneek en al daai goed wat nog altyd verkeerd was, is nog steeds verkeerd. En dit is deel van getrouheid, soos wat pastoor gesê, ons moet ook getrou wees aan dit wat God van ons verwag. Ons moet getrou wees aan God se standaarde en ons moet dit ook uitleef in die wêreld. Ja, as daai persoon kom en sê God is veranderbaar, dan het ek 'n probleem, want een van God se grootste karaktereienskappe is, hy is 'n onveranderlike God, wat gister sonde is, wat 2000 jaar terug sonde is vandag nog steeds sonde. Ja. Anders kan God nie 'n God van regverdigheid wees nie, want as jy nou sê, sekere sonde is vandag aanvaarbaar, hoe kan hy dan sê, hy is 'n geregtige God, om 'n persoon 2000 jaar terug aan daardie selfde maatstaf te wil meet? Dan is dit mos nou nie regverdig nie. Dan is hy mos nie 'n getroue God nie, dan is hy mos 'n onveranderlik. Dan kan hy nie God wees nie, want God is onveranderlik. Amen, en dis soos wat pastoor nou sê, God se maatstaf bly dieselfde, en omdat die maatstaf dieselfde bly, skiet almal tekort.
Selfs 2000, 6000 jaar terug het almal tekort geskiet tot en met vandag. Skiet ons nog steeds tekort aan daai standaard en dis kom ons die redder Jesus Christus nodig het. Amen. Nou Credo het reeds in sy dae die volgende gesê. Hy sê die volgende: niks is edeler, niks is eerbarer as die getroudheid nie. Getroudheid en waarheid is die mees heiligste gawe van die menslike denke. En hy som het vir my so mooi op. Daar's niks meer edel en eg aan dit nie, as wanneer ek en jy getrou is. En wanneer ons voor God staan, kan ons sê, maar Here, weet jy, ek het daarna gestrewe om in getrouheid tot in die waarheid te wees. En dis baie keer die probleem. Hoe getrou is ek en jy aan die waarheid? Nie net in dit wat ons uitleef nie, maar aan die waarheid wat die woord van God is. En ek en jy het nou daar gesels. As ons eers kompromie maak, dan is ons nie meer getroud aan die waarheid nie. Absoluut. En nou dat pastoor se praat, is 'n ding wat by my opgekom het is, Paulus sê ook vir ons moet die wedloop voltooi, ons moet volhard. En hoe gaan jy volhard in iets as jy nie getrou bly in dit nie? Ja. En die basiese beginsel van die Christelike geloof is liefde. Dit is die grootste gebod van God se wet. Die belangrike vraag is, vir wie en vir wat is jy die liefste? En dit gaan bewys aan wat jy jou getrouheid gaan bewys. Absoluut, ja. Dan as ek vir die wêreld lief het en ek het daai drang om die wêreld se standaard te handhaaf, dan is dit mos my liefde. Maar as ek die liefde van God het, waarin moet ek myself meet? Aan die beginsel en die getrouheid van die waarheid wat die woord van God is. Absoluut. Nou, watter stappe kan ons doen om ons getrouheid te bevorder? Het jy dan, wat kan ek doen om meer getrou te wees aan dit wat God van my verwag? Ja, pastoor, ek sou eer, as ek nou dit moet beantwoord, die eerste twee goed wat dadelik by my opkom is, outomaties gebed. Gebed is altyd belangrik, met die Here te praat, om te vra, en dit is jou geestelike wandel met hom, hoe meer jy geestelik groei, hoe meer sal dit groei. Ja, ek dink dit is een van die belangrikste goed, en dan ook om, soos ek al altyd sê, mens moet na die gees lewe. Wanneer jy oorgee aan hom, dan sal hierdie goed na vore kom. Ja. Ek dink een van die baie belangrikste dinge, besluit om onder alle omstandighede onfeilbaar getrou te wees in jou gedagtes met woorde en dade. Hierdie is 'n wilsbesluit. Ek het 'n keuse. Wil ek getrou wees aan die woord van God en wil ek myself meet aan daardie maatstaf, of kom ek en ek sê, kom ons maak kompromie en ek meet my aan 'n wêreldse maatstaf? As ek en jy sê ons is 'n kind van God, ons is 'n wedergebore kind, dan moet ons getrou wees aan die waarheid wat die woord is. Ons kan nie onderhandel aangaande God se woord nie. En ons denke en ons dade moet daarvan getuig. Absoluut, maar dit is soos wat ek nou gesê het, ek glo altyd, ek sê ons nou baie ons moet na die gees lewe, maar dit is absoluut wat dit is. As jy Heilige Gees jou lei en jy toelaat om jou te lei, dit is waartoe jy gaan lei. En jy moet getrou wees, en so wat pastoor sê, dis 'n besluit. Die Heilige Gees gaan vir jou sê, okay, jy moet dit doen, dit is wat getrouheid is, jy moet loyaal wees, en al daai goed teenoor God, maar elke mens het 'n keuse, of hy het gaan gehoorsaam gaan wees, of nie gaan gehoorsaam wees, nie? Amen. En die ander belangrike punt wat ek wil aanhaal, as daar tye of dinge is waarin jy ontrou was, klaar dit onmiddellik met jouself en met God uit. Wat is een van die belangrikste dinge? Selfondersoek, waarin ek myself moet meet, en as ek agterkom, maar weet jy, ek is feilbaar in dit wat God van my verwag. Eerstens moet ek dit bely, en ek moet in die Here sê, Here, ek is jammer. Ek het gefeil in dit wat U vir my gevra het. En God sê, as jy met 'n opregte hart na hom toe kom, dan herstel hy jou weer in die posisie. Maar dan moet ek en jy daarna strewe om nie weer dieselfde fout te maak nie. En dit is baie keer, ons het soveel mense wat in die huis van die Here kom, en jy weet daarvan. Kom, hulle sê, nee, ek het my hart vir die Here gegee. En 3 maande daarna, dan sien jy my meer in die kerk nie. Ja. Jy weet nie meer van hom nie, jy bel hom, ja, en dan soek ons altyd verskonings om ons te regverdig. Daai verskonings gaan enigheid daar klop hoor. En ek het nou die dag, hele rukkie terug, toe sê ek vir iemand, weet jy, as ons as leraars 'n boek moet skryf oor verskonings, nee, dit gaan 'n baie interessante boek wees, hoor. Ja, nee, absoluut, pastoor. Ja. En dan fokus om positiewe toepassing van getrouheid in jou lewe na te streef. Weet jy, ons dis nie meer deel van ons fokuspunt nie. Ons vloei maar net, we just go.
Jy moet 'n daadwerklike verandering in jou lewe maak. En jy moet dit tot 'n positiwiteit inrig om te sê, ek gaan getrou die eredienste bywoon, ek gaan getrou my gebedslewe, ek gaan getrou die woord lees, ek gaan getrou getuig van God. Dis deel van 'n kind van God se leefwyse. En ons sien dit nie meer nie. En wat vir my hartseer is, onthou jy toe ek in verlede jaar in hierdie tyd in Cambodia was, toe sê ek vir jou, Jesus, ek het baie klomp Vrystaters gesien, daar in Cambodia. Ja. Kyk, hulle is volop. Maar een ding wat ek daar geleer het, en ons in Suid-Afrika kan maar regtig by hulle gaan leer. Hulle aanbid 'n dooie God. Maar die getrouheid aan hulle geloof, was vir my fenomenaal. Weet jy, hulle loop in groepies van so 6, die Vrystaters, daai boeddhiste. Hulle staan op straathoeke. Wie getrou, bid hulle vir mense, gaan hulle by besighede om, seën hulle die besigheid, lewe hulle dit uit. En hoe die mense hulle volg, want dit is hulle geloof. Hoe hulle getrouheid aan hulle geloof bewys het, nie net deur woord, maar deur daad, Henry. En dit was vir my, ek het daar, toe ek en my vrou in die lughawe ook sit, toe ons op pad terug Suid-Afrika is, dan staan hulle in sulke lang rye, en wag dat die mense vir hulle moet bid, en hulle moet seën. Waar sien jy dit in Suid-Afrika? As jy vir iemand bid, in 'n Pick n Pay of in 'n winkel, dan dink jy mense, daar's fout met jou, hierdie ou het ietsie verloor. En tog, dis wat God vra. En ons doen dit nie, ons leef dit meer. Ons is nie meer getrou aan ons geloof en aan ons God nie. Hier is tekortkominge en Christene, as hy sê, is 'n wedergebore kind van God, en dat die Heilige Gees in hom is, en dat die vrug in hom is, dan sal hy dit nastreef. Absoluut, en dit sluit so aan hierso wat ek gesê het. Ek sê getrouheid is belangrik, want dit weerspieël God se karakter. Want hy is heeltemal getrou en betroubaar. En om getrou te wees, word ons meer soos Christus en bou ons vertroue in verhoudings met ander. En dit is ook 'n getuienis aan die wêreld van die transformasiekrag van die Heilige Gees. Dis nou so wat pastoor sê, ons moet uitgaan. Ons moet God se karakter weerspieël in die wêreld. Ja. En dat hulle God se transformasiekrag in ons lewe kan sien. As hulle kan uitstap, ek seker die mense wat pastoor geken het toe pastoor nog 'n polisieman was, kan sê, joh, hulle kan God se transformerende krag daar sien. En dit is dieselfde, mense is so bang om uit te gaan en so selfs om net vir iemand te bid op straat, want hulle worry oor wat ander van hulle gaan dink. En op die einde van die dag moet ons besef, gaan ons getrou wees aan God of gaan ons getrou wees aan die wêreld? Want ek vir pastoor sê, ek het nie 'n saak wat die wêreld van my dink nie. Ek het al baie gesê, ek gaan nie om wat jy van my dink nie. Jou opinie tel nie, God se opinie is die enigste wat in my lewe tel. Jammer om te hoor. Ek het 'n verhaaltjie wat ek jou rondom getrouheid wil vertel en goed. E. Stanley Jones het die volgende gesien. Hy het in 'n dorpie gesit. Toe sien hy, hier kom 'n man, dan jaag hy nou sy koeie so die straat af. En by elke huis stop hy, dan melk hy die koei. En dan gee nou die melk, die produk, aan die mense in goed. En hierdie arme man moes op warm dae, moes hy so voortploet en hy moet dit doen. En na die tyd, het hy bietjie die ondersoek gaan doen, toe vra hy nou maar, hoekom moet hierdie man dit doen? Ek meen, as ek melk by my stalle en ek vat dit na jou toe, dan is dit dan moet mos 'n vertrouensband wees. Toe kom hy agter, hy's uitgevang, dat hy die melk by sy huis verdun, dan gee die verdunde produk aan die mense. En toe om nou sy geloofwaardigheid te kan terugkry, het die mense hom gesê, voordat ek by jou 'n produk koop, moet jy wat doen? Jy moet maar jou koe hier afwelk, jy moet hom hier melk, sodat ek jou getrouheid kan sien, jou geloofwaardigheid kan sien, dan gaan ek jou produk koop. En dis waar ons as kinders van God vou. Ons wil mense vertel van God, maar ons is daai man wat dan kom en dan meng ons dit, want ons bring wêreldse kultuur en wêreldse tradisies in, wat nie in die woord van God, en sienings wat in die woord van God gepas kan word nie, en dan word hierdie vertroue gebreek. En dan wil soek mense weer daardie getrouheid in die waarheid. Hulle soek nie meer leraars wat heuning om die mond smeer, wat die oortjies salf gee nie. Hulle soek 'n leraar en mense wat hulle leefwyse, hulle woord aan die woord van God baseer, deur getrou te wees aan die woord. Absoluut. Veral mense wat werklik kinders van die Here is, het 'n soeke na mense wat nog die waarheid verkondig, wat nie uitgedinde
die evangelie verkondig, hè? En dis wat ons moet doen, Henry. Ongelukkig is ek en jy nie getrou is aan die waarheid en ons dit nie in die gemeente verkondig nie. Sê ek en jy die man wat gekom het en die melk met water gemeng het, van wat se produk gee ons dan net persoon? Ja. Nee, dit is so. Dan beteken dit mos niks. Dan beteken dit wat ek en jy uitsaai, dit wat ek en jy saai in die gemeente, val eintlik op die droë grond wat geen vrug het nie. Absoluut. En al saai jy valsheid op vrugbare grond, gaan dit in elk geval nie groei. Gaan nie werk nie. Daar sê Henry, nou gee ek jou die geleentheid. Ek dink ons moet seker by die volgende gedeelte aanpas, né? Ja, ek dink ons kan oorgaan na die volgende ene toe. So pastoor sê ek moet met hom gesels. Ja, jy het my nou die diepkant gegooi, so dis bietjie jou beurt. Volgende sagmoedigheid of nederigheid, dit hang nou maar af wat se vertaling jy lees. Ja. Sagmoedigheid verwys na 'n houding van vriendelikheid, geduld en selfbeheersing, veral in uitdagende omstandighede of situasies. En hierdie woord is gewortel in 'n Griekse woord. Ek weet nie hoe om dit uit te spreek. Ja, ek is mos nou nie Grieks nie, maar dit kom vir my voor, my spreek dit uit prautes. Ja. Wat 'n sagte, 'n beheersende en nederige gees aandui, maar sonder swakheid. En ek dink dit is belangrik. Ons kan nederig wees of sagmoedig wees sonder om swak te wees. Ons hoef nie swakkelinge te wees en nie net altyd buigsaam te wees of nederig te wees nie, want ons moet ook kan opstaan vir dit wat reg is, maar ons kan dit nederig doen. Ons hoef nie alles met geweld te doen nie. En ek dink dit is 'n ding wat ons moet besef. Ons lewe in 'n tyd wat ons moet kan opstaan. Ons moet nog steeds nederig wees, ons moet opstaan vir wat reg is. Ja. Ons het nie nodig om alles met geweld te doen nie, maar ons het ook nie nodig om buigsaam te wees met die wêreldse stelsels nie. Ons moet kan ferm staan en nog steeds nederig bly. En ek dink dis 'n baie belangrike balans wat 'n mens moet hê. Hier en die grootste voorbeeld vir ons was Jesus gewees. Absoluut. Jesus was die voorbeeld van nederigheid. Maar Jesus was ferm. Ek kyk maar hoe hy teenoor die Joodse leiers, die Fariseërs, die Henderen en alles opgetree het. Jesus het nie sy waarde en sy beginsels prysgegee nie. Maar hy was 'n nederige persoon. En nederigheid beteken ook, en jy het nou opgesom, dit beteken nie ek is 'n swak mens nie. Nee, dit beteken eintlik ek is 'n mens met beginsels. En ek staan vir wat my beginsels is, en ek staan ook in verhouding met die drie enige God. Absoluut. Wat 'n God van nederigheid is. En daarom sê ek, dit is seker een van die mooiste en die belangrikste eienskappe wat Jesus uitgestraal het, was die nederigheid waarmee hy mense benader het. En ek meen daar's baie voorbeelde wat Jesus, ewen met die tollenaar wat hy vir hom gesê het, ek gaan vanaand by jou eet. Hy kom verby hom gegaan en het gesê, jy's die skyn van die wêreld. En ek is nie, maar wat het hy gedoen? Gesê nee, vandag kom eet. En wat het sy disippels gedoen? En gesê, hey, wag nie meer nou mooi kyk. Ja. Ken jy daai man? Ja. En dis baie keer wat ons wil doen. Ons sê ons is nederig. Ons sê ons het die gesindheid vir nederigheid. En as ons in die kerkbanke sit, nou stap iemand by die deur in. Het jy al gekyk hoe kyk mense om? Is hy van ons portier? Jy weet, en dan kyk jy hom so op en af. Dis nie gesindheid vir nederigheid nie, man. Dis hoogmoedigheid, dis geestelike hoogmoedigheid. Nederigheid beteken om op daai persoon, ek wil amper sê, se intellektuele leefwyse en op dieselfde vlak as hy met hom te kommunikeer, sonder om op daai persoon af te kyk. Dis wat Jesus gedoen het. Jesus het nie groot woorde gespreek om te wys hoe geleerdheid of die kennis wat hy het nie. Jesus het op 'n baie mooi vlak en op almal se vlak die evangelie versprei. Dis nice as 'n prediker kom en hy haal al hierdie Griekse en Hebreëse woorde uit en hy praat so bo die mense. Wat het jy bereik? Jy niks bereik nie. Nee, absoluut. En dit is ek het so 'n paar kenmerke uitgehaal en dit pastoor soms so half hierdie een kenmerk op wat sê sagmoedigheid beteken om jouself nie bo ander te stel nie, maar om met respek en deernis teenoor ander op te tree, selfs wanneer jy in 'n posisie van mag is. Is dit nie, en dit is so teenstrydig wat die wêreld ons leer. Die wêreld leer ons deesdae dat alles oor onsself moet gaan en selfgesentreerd moet wees. En mens kan nie hierdie voorbeeld baie vinnig sien in hierdie voorbeeld as mense selfgesentreerd is, soos wat pastoor gesê het, byvoorbeeld in 'n kerk. Mens kan baie vinnig hulle geestelike welstand of hulle geestelike verhouding met die Here sien as dit kom by nederigheid. Want baie mense sê hulle is nederig of sagmoedig,
maar Sy lewe getuig. sy gelewe getuig nie daarvan Ja. nie. Mense stel dit baie vinnig op by mense wat net praat maar hulle doen nie. Ja, weet jy, ons het 'n oomie in die gemeente gehad in Springs, oom Piet Niemand. Nou kyk, oom Piet Niemand was 'n man wat beginselvas was. Kyk, sy ja was 'n ja en sy nee was 'n nee. Ja. Klaar, einde van die verhaal. En wat was een van die mooi eienskappe? Die dag toe hy oorlede is, toe kom my dogter daai aand toe ons om die tafel sit. Sy sê, pappa, weet jy wat? Een ding wat jy van oom Piet kon leer. Jy kan hoe kwaad vir hom gewees het. Hy het altyd daai Sondag jou met die grootste liefde kom groet. En met nederigheid. Weet jy, en die oom het nie tekort aan finansies gehad nie. Reg, Ja. hy het nie maar as jy hom sien was in sy kortbroek en sy plakkies en hy het net gegaan, nê. Hy het nie uitgestraal oor wie hy was nie, maar Sondag, nê. Man, jy kan hoe kwaad vir hom wees. Hy gaan spesiaal na jou toe loop, nê. En jou warm druk gee en 'n vriendelike groet gee. Dit was oom Piet Niemand gewees. En hy het almal op dieselfde vlak behandel. Of jy nou 'n ryk persoon was en of jy nou 'n arm persoon. Vir oom Piet was jy Gert is Gert, einde van die verhaal. En dit is hoe hy was. En ek dink dis dieselfde gesindheid wat God wil hê ons moet uitstraal. Absoluut. Ongeag hoe geseënd ek is, my seëning moenie vir my 'n straf vir ander mense wees nie. My finansiële welstand moenie 'n straf vir iemand anders te wees nie. Dit gee my nie die reg om iemand anders te oordeel nie. Absoluut. Maar eintlik om in dankbaarheid na God toe te gaan en sê, Here, dankie vir u seëning, u guns, dat ek hierdie finansiële behoeftes of hierdie seëning van u ontvang het. Nederigheid is ook om erkenning te gee aan wie en van wie jy die seëning ontvang. Absoluut. Pastoor Robin, ek dink dit sagmoedigheid nê of nederigheid. Dit wys jy moet kan kalm bly en respekvol optree. Jy moenie vinnig kwaad word nie. Wanneer iemand soos wat daai oom nou sê, wanneer al doen iemand iets aan jou verkeerd. Jy weet, sodra iemand iets aan jou verkeerd doen, dis nie vinnig so met jou mombakkies afkom. O ja, Dan verdwyn sagmoedigheid. ja, maar en nederigheid en alles dit stap sommer by die deur uit. Ja. So dit is absoluut 'n kenmerk van jou vir my, regtig van jou geestelike welstand. Soos ek gesê, dit is die vinnigste wat jy kan sien wanneer iemand voor gee. Laat iemand hom net bietjie te nakom. Ja. Dan kyk jy vinnig, dan kom die ware kleure van 'n persoon baie vinnig uit. Nou iets wat J.M. Barrie gesê het, en dis 'n baie mooi beskrywing wat hy sê. Die hele lewe is 'n les in nederigheid. Nederigheid moet nie net in die kerk van toepassing wees of wanneer daar Christelike byeenkomste is, want dan kan mense nederig wees. O, Ja, ja. broer, jy moet sien hy's daarom maar nou op sy vlak en in sy element waar God wil hê. Ja. Nederigheid, dit is 'n leefwyse wat ek het. En dit is 'n les wat ek en jy moet kan leer en goed. En ek wil die vraag vra, daarom moet ons ernstig tot die Heilige Gees bid om hierdie gawe te ontvang en ons geestelike lewe daarmee te versier. Ek wil 'n vraag vra. Waar vloei die rivier van ons land se vrugbaarheid? Op die bergtoppe? Nee, in die vallei. As jy verlang na die strome van see van bo, moet jy in die vallei van nederigheid vertoef. Ja, dis 'n interessante ene. Ja. Dis die 'n baie bekende miljonair het die volgende gesê en hy was baie uitgesproke rondom dit en hy het die volgende bewering gemaak dat hy gesê het hy glo nie aan gebed nie, want eerstens hy besit alles waarvoor hy gewens is. Daarom was dit nie vir hom nodig om vir God te bid en guns te vra nie. En 'n rektor van een van die Skotse universiteite wat daar teenwoordig was, het opgemerk en hy het vir hom die volgende gesê: daar is tog een ding waarvoor jy kan bid. Die miljonair vra hom toe: waarvoor? Die antwoord was: jy kan bid vir nederigheid. Ja, nee, dit is 'n goeie ene. Ja. Ja, dit is baie goed. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet bid dat God ons nederig hou. Ons sing die liedjie en ek het dit al 'n paar keer aangehaal, om te wil wees soos Jesus, so sag, so teer, so nederig. Maar is ek en jy daai nederigheid? Sure. Dit is so en soos wat pastoor sê, ek dink sagmoedigheid nie is nie 'n passiwiteit nie, maar dit is die vermoë om jou krag en emosie te kan beheer in daai moeilike omstandighede soos Jesus. Ja. Ek meen, Jesus kon wraak geneem het teenoor Ja. mense en hy het gekies om dit nie te doen nie. En in alles is Jesus altyd ons mooiste voorbeeld wat ons kan volg.
Nou Dr. Andrew Murray het die volgende stellings gemaak. Hy sê daar's 3 belangrike dinge wat ons tot nederigheid moet aanspoor. 3 dinge in die lewe. En so ek jy nou moet vra, wat is die 3 dinge, wat gaan jy my sê? Nee, ek het nie idee. Nou gaan jy weer sê, pastoor, jy weet mos jy die antwoord, gee ons. Ek is net hier om te leer. Hy sê die eerste ding wat nederigheid aanspoor, is ek behoort nederig te wees as skepsel om voor my Skepper te kan staan. Ja, absoluut. Ek moet nederig wees om voor my Skepper te kan staan. Weet jy wie is hy? En nou moet ons nie met hierdie aansien gaan nie, want dit gaan jou niks kry nie. Jy moet met 'n nederige gesindheid voor ons Skepper gaan staan en dankbaar wees vir alles wat hy jou gegee het. Hy sê, maar ook as sondaar voor sy redder Jesus en heilig voor die Heilige Gees te gaan staan. Maar ons moet ook as sondaar voor ons redder Jesus gaan staan in nederigheid. Want hy was die toonbeeld van nederigheid. Ewen aan die kruis was hy nederig. Die linker, die regter, die mense wat daar gestaan het. En Here het nou gesê, hy het die reg gehad om haat en wraak te neem. Maar wat het hy gedoen? Nee, dit is so nederig in die teenwoordigheid van God. Maar nou laat pastoor so gepraat het van om nederig voor God te wees, het ek so 'n prentjie in my kop. Nou moet jy dink, die Bybel beskryf en sê God, die aarde is God se voetbank. Ja. God het die uitspansel gemeet met sy hand. Ek meen, God het alles gemaak wat jy sien. Hoe wil jy hoogmoedig voor God gaan staan wat hemel en aarde gemaak het? En ek het dit al 'n paar keer gesê, Henry, en die grootste voorbeeld veral vir ons wat in die bedienings sit, nou, dit is maklik om hoogmoedig te kan word, om te dink, wow, ek het hierdie gemeente gebou, ek het dit gedoen. Klim van jou troontjie af. En ek het dit al baie keer gesê, dis tyd dat leraars besef wie God is, en dat ek en jy die toonbeeld van nederigheid, God se nederigheid aan die gemeente moet oordra. Dit beteken om nie aansien te wil hê nie. Want as jy eers een keer God se eer gesteel het, dan moet jy weet, jy gaan verantwoording doen. Absoluut, pastoor, en nie net dit nie, ek dink, ek het al baie gesien, en veral in hierdie laaste jaar was daar 'n paar hoogmoedige predikante wat bietjie tot 'n val gekom het, en ek dink, daai is 'n harde slag om van jou pedestal af te val, en te besef, dit was eintlik net God se genade, dat hy bereid was om jou te gebruik, want op die einde van die dag, sonder God is jy niks nie. En dan wil ek afsluit met die 3de punt, want ek het net 2 aangehaal. Alleen dan kan ek in my verhouding tot my naaste opreg en nederig wees. Wanneer ek in nederigheid met God die Vader staan, dan kan ek in opregte nederigheid met my naaste staan. Absoluut. Want Jesus was in opregte nederigheid met God die Vader gewees, daarom het hy in die regte nederige verhouding met die mense, die disippels en die mense van daai tye gestaan. Daarom sê ek en jy moet God se nederigheid in die gemeente weerspieël. Absoluut. En nie hoogmoedigte. 'n Titel en 'n sertifikaat teen die muur gaan jy in God se koninkryk kry nie. Absoluut. Slegs om in die regte verhouding met liefde, opregtheid en nederigheid te staan, dan kan ons dit regkry. Ja, nee, definitief, pastoor, en ek gaan dit net noem, en dis iets wat nou by my opkom, soos wat pastoor nou gesê het, hoe mense dit in 'n gemeente moet doen. En selfs 'n gemeente, en selfs ek dink in alledaagse lewe, hoeveel keer ontstaan bakleierery tussen mense nie oor eer en omdat hy dink hy is belangriker as ander nie. Niemand sal die minste wil wees nie. Hulle sal altyd eerder wil baklei om hulle standpunt of om groot te voel, of hulle is te bang, hulle lyk swak. Min mense in vandag se lewe is bereid om die mindere te wees en net nederig te wees en mense met liefde te behandel. En ek dink op die einde van die dag moet ons besef om waarlik nederig te wees is minder van jouself en meer van Jesus Christus. Amen. Nou ek wil afsluit want ek weet ons kameraoperateur begin al vir ons vingertaal te wys. Ek wil afsluit met dit. Daar word beweer dat Satan die volgende van 'n nederige mens sou sê: jy oorwin my altyd. Want waarom is Satan uit die koninkryk uit verwerp? Hoogmoedigheid. As jy verhoog en bevorder word,
Bly jouself in nederigheid, maar wanneer jy misluk, tel jouself weer op deur die vastigheid van jou geloof. Kom, ons volg die voorbeeld van ons leidsman wat gesê het, neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry in julle gemoed. Matteus 11 vers 29. En ek dink dit is vir my mooi wat gesê word. Daar word beweer dat Satan sê, jy oorwin my, wanneer jy God se nederigheid en liefde weerspieël. Amen. Dis absoluut waar, pastoor. Dis ons tyd weer verby. Ja, en ons het gedink ons gaan baie maklik deur dit hardloop. Jy het gesê, ag, so 2 keer, 3 keer, dan is ons klaar. Lyk my ons gaan nou volgende week klaarmaak met deel 6. Ons nou by die laaste ene oor, dan is dit al 9. Ja, ek dink ons kan volgende week oor die laaste enetjie gesels en dan kan ons alles saamvat en dan ja, ons... Hendrie, dan kan ons, en as daar mense wat dalk 1 of 2 vrae het, dan kan hulle dalk deurstuur. En maar ek wil ook vanaand van die geleentheid gebruik maak deur te sê, weet jy, en ek het al 'n paar keer mense gekry wat gesê het, ja, dan sê ek nee, onthou dis ons siening. Ja. Dis nie, jy hoef nie met my saam te stem nie, maar dis my siening en dis hoe ek daar voel. En dit is jou reg met my te verskil. Maar moet net nie as 'n argument of 'n metode soek om iets aan te wakker, want ek is een van daai mense, ag, ek het rus en vrede in my hart. Ek gaan reg nie met jou oor iets stry nie. Ja. Dit is so. Ja. Dink dit is dit vir vanaand. Ja, Hendrie, dan moet ons net bietjie afsluit en God se guns en seën vra in ons lewens, ja. Absoluut. Ja, kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle dag. Ag Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om deur U Seun Christus Jesus U troon te kan benader, Here. Here, ek wil vanaand kom, Here. En Here, ons het gesels oor, eerstens, oor hoe getrou ons aan U is, Here. Ag Here, ons as mense het soveel tekortkoming, Here. Ons skiet tog so ver kort aan hierdie getrouheid, Here. Here, U Seun het vir ons die voorbeeld van getrouheid nagelaat, Here. Here, in alles wat hy gedoen het, Here, tot die dood toe, Here, was hy getrou in dit wat U van hom verwag het, Here. Here, maak ons vanaand op 'n punt kom in ons lewe, Here, waar ons die vraag vra, Here, aan wie is ek getrou? Here, aan wie bewys ek my liefde? Want Here, as ek vanaand vir U sê, Here, ek het U lief met my hele hart, met my hele verstand, met alles wat in my is. En so het ek ook my naaste lief, Here. Here, moet ek kom en ek moet sê, Here, ek is getrou aan die opdragte wat U vir my gee, Here. Here, U kom en herinner ons hier aan Hebreërs 10 vers 21, Here, waar U kom en sê, ons mag die onderlinge byeenkomste nie nalaat soos wat sommige dit het nie. Here, hoeveel keer hierdie jaar was ons skuldig aan dit, Here? Hoeveel keer in hierdie jaar, Here, het ons nie verskoning uitgedink, Here, om nie in U huis te kan wees nie. Ja, Here, dit maak my hart so seer vanaand as ek dink, Here, op 'n Sondag waar U getrouheid vra, net 'n uur en 'n half, baie keer 2 ure, Here, kan ons as mens nie eers aan dit getrou wees nie. Maar Here, wanneer ons iets van U verwag, Here, wil ons altyd hê U moet getrou wees en U moet onmiddellik vir ons die deurbraak gee, Here. Maar ons, Here, is nie getrou in dit wat U ons van ons verwag nie. Here, verander ons harte. Here, verander ons denke, Here. Verander ons lewenstyl, Here, sodat ons altyd getrou aan U sal wees en dit nastrewe, Here. Here, net so kom dit ook met nederigheid, Here. Here, U is die sprekende voorbeeld van nederigheid. Tot in die dood toe was U getrou aan nederigheid aan die mens en aan God die Vader, Here. Ag Here, kom verander ons harte, Here. Here, soos wat Hendrie gesê het, meer van U in my lewe, Here, minder van my, Here. Here, dan sal die natuurlike, Here, uit ons uitkom van nederigheid, Here. Mag ons altyd nederig wees, Here, soos wat U vir ons dit gewys het, soos wat U dit vir ons geleer het. Ag Here, ek bid dit toe, Here, dat U ons sal versterk, Here. Here, sodat ons altyd nederig en liefdevol teenoor U en teenoor ons medemens sal optree, Here. Ek kom en ek vra dit alles in die mooi en die liefdevolle naam, die naam van Christus Jesus, die Seun van die lewende Koning. Amen en amen. Amen. Baie dankie, Hendrie. Dankie, mooi en pastoor. geseënde week. Dankie. Ons 'n geseënde week vir almal.